Wie van u wat die Bybel saamgebring het, en ek ook maar by die Evangelie volgens Matteus, en daar staan dan die geboorte van Jesus Christus. Met die Bybel ook voor ons en die skerm op die bord, kom ons raak net stil. Hemelse Vader, ons lees van die geskiedenis van Jesus Christus. Die woorde in die woord is hier vol die geskiedenis van Jesus Christus se geboorte. Here, soos ons ook dikwels by die Bybelstudiegroep met mekaar deel, Christus beteken gesalfde. Dat daar gesalfde is wat vanoggend vir ons gebore is, op wie se geboorte ons herdenk. Here, mag hierdie geskiedkundige verhaal, die ingryping van God se hand in die mense bestaan, mag ons opnuut daarvan bewus raak deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het dit gebleik dat sy swanger is sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande bemaak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit het alles gebeur sodat die woord van die Here deur die sy profeet gesê het, vervul sal word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Toe Josef uit sy slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie. En Josef het hom Jesus genoem. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regeringjaar van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het 'n ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontstel. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord: in Bethlehem in Judea, want dit is deur 'n profeet geskrywe: En jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde: Gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie, en as julle hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek, en kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei, totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria sy moeder gesien, en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes terug te gaan nie, het hulle 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Ek blaai
na die evangelie volgens Lukas, skryf Matteus, Markus, Lukas, en hier lees ons ook van die geboorte van Jesus, en ons lees dan op Hoofstuk 2, die eerste paar versies saam, tot hier by vers 20 se kant. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde, was swanger. Wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat die kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle beteken: julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engele menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy in welbehaag het. Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: Kom ons gaan reguit Bethlehem om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor die skaapwagter, wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan en terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was net soos dit vir hulle gesê is. Geliefdes, ons lees net tot sover, en wanneer ons dan kyk na hierdie gedeelte weer, nie daarvan bewus raak hierdie geskiedkundige ingrype in die mense geskiedenis deur God, dan kom ons agter daar is rolspelers soos Maria en Josef en die sterrekykers en die herders en Herodes. En as ons verder gaan, dan is dit ook nog vir Simeon en vir Anna, waar Jesus Christus hierdie mense se lewens geraak het. En elkeen wie se lewe Jesus raak, het hy op 'n unieke manier geraak, want die manier hoe Jesus se geboorte Maria aangeraak het, is anders as vir Josef en vir die herders en die sterrekykers. Maar as ons kyk na almal in totaliteit, dan sien ons dat God mense aanraak, oud en jong, geleerd en eenvoudig. En is by hierdie paar mense wat ek vanoggend wil by stil staan, wat Jesus dan 'n impak op ons as mens se geboorte, op ons as mense lewe het. En ons kan so 'n bietjie assosieer met 'n Maria wat jonk is, wat onseker is, en wat bang is om na 'n man toe te gaan en sê, maar ja, ek het daar 'n engel aan my verskyn en ek is swanger. En Josef het nie geweet wat om met hierdie boodskap te maak, hy wou geskei het in die stilte van haar, in daardie vrees, daardie emosies, wat Jesus se geboorte onder die mens gebring het. Wat maak ons daarmee, hoe reageer ons daarop? Kersfees is die dag waarop God self mens word en by ons kom intrek. Een van die groot teoloë, Karl Barth, het dit gesê,
Kersfees is die dag waarop God self mens word en by ons kom intrek. So as jou besoekers, die mense wat nou by jou gaan kom eet vandag, of as jy by iemand anders gaan eet en jy trek so in die driveway in, ekskuus die Engels, of jy trek jou stoeltjie so onder jou in, langs die op, by die tafel. Dis hoe God mens geword het deur Jesus Christus en ingetrek het in ons hele menswees, in ons hele bestaan. Ook in Maria, Josef, die herders, die sterrekykers, Herodes, almal se bestaan het Jesus dan in die wêreld ingetrek. En ons vier daardie intrek in ons lewens in vandag. En wanneer ons dan kyk na Maria, 'n dogter van 12 tot 14 jaar oud, het die Heilige Gees dan aan haar verskyn en gesê, maar sy sal die ma wees, sy sal die moeder wees van Jesus. En nadat dit aan haar bekend gemaak is, weet jy wat sy gesê het in Lukas 1 vers 38? Maria, die jong meisie, het gesê, ek is tot beskikking van die Here. Die Here wat vir jou gebore is, soveel jare gelede, wie se geboorte ons vandag vier, kan ek dieselfde sê as 'n jong dogter tussen 12 en 14 jaar oud, Here Jesus, U is gebore vir my, ek is tot beskikking van die Here. En dit is hoe Jesus se geboorte Maria aangeraak het, wat sy gesê het en bely het, maar ek is nou tot beskikking van die Here. Ek is beskikbaar vir die Here dat ek hierdie kind sal baar. Ek sal sy moeder wees tot daar waar die kruisdood hom wegneem. En weet jy toe sy daardie besluit geneem het? Ja, Here, ek is tot beskikking van U. Ek sal U enigste seun in die wêreld bring. Het sy nie geweet van 'n kruisdood nie, sy het nie geweet van marteling nie, sy het nie geweet dat mense oor haar kind oordeel sal vel nie. En ek weet ons as ouers in moedertjies is baie erg oor ons kinders. Moenie van my kind iets sê nie. Hier langs die rugbyveld, die netbalbaan of by die skool of wat ook al, dan's ma nou daarso. Nog voor die skool die telefoon neersit, sit ma al by die telefoon. Of die skeieregter gaan dit hoor as die 3 nie toegeken is wat my seun verdruk het nie, dan is die skeieregter onregverdig en hy gaan dit hoor. So moenie aan my kind vat nie. En kom Maria, sy sê ek is tot beskikking van die Here. Ek sal hom dra. En sy sê dit sonder dat sy antwoorde het, sonder dat sy weet wat vir haar voorlê, sê sy ek sal dit doen. En dit is hoe ons behoort op te tree en gehoorsaam te wees wanneer die Here God met ons praat. Noag het 'n ark gebou sonder dat hy geweet het hoe lyk reën of wat is reën. Waarop daai stadium het dit nog nie gereën op die aarde nie. Hy het 'n ark gebou sonder dat hy weet wat is reën. Moses het gesê, ja Here, ek sal die volk uitlei, ek stuur iemand om my te help. En die Here het vir hom 'n Aaron gegee en die hele volk Israel uit Egipte land uitgelei sonder enige beplanning of logistieke beplanning wat hy enigstens aangedink het. God het hom geroep en hy was gehoorsaam geweest. En hier kom 'n jong meisie. Sy sê maar, ek is tot beskikking van die Here. En Jesus is vir ons gebore, mag ons dan ook vandag vir hom beskikbaar wees om hierdie goeie tyding te gaan uitdra. Sy het haar seun groot gemaak in armoede. Want toe hulle na die tempel toe gegaan het en hulle moes 'n offerhande bring, kon hulle slegs 'n duifie bekostig. Die armes van die armes kon slegs 'n duifie bekostig om geoffer te word. En dit is wat Josef gedoen het. Maria het haar kind sonder aansien groot gemaak en onder die oordeel van mense. En wanneer ek aan Maria dink en wat die geboorte vir haar beteken, dan kom ek agter sy is 'n vrou wat haar geloof openbaar bo begrip. Met ander woorde, ek hoef nie te verstaan voor ek glo die Here, ek glo. Sy openbaar vreugde van ek is beskikbaar en die vreugde wat die kind bied, saam met die pyn. En Jesus se geboorte beteken ook vir haar 'n lewe in die diens van God. Sy staan as 'n voorbeeld van vertroue
vertrou op die Here dat hy my gekies het. Sy staan as 'n voorbeeld van gehoorsaamheid en in stille geloof. Sy staan ook as 'n voorbeeld van haar moeder wat haar kind tot die dood toe bygestaan het, tot daar waar sy nie meer kan nie. God het haar vertrou haar uitgekies om die moeder van Jesus te wees. Geliefdes, God kies jou ook vanoggend uit. Soos hy Maria gekies het om iets vir Jesus te doen, om iets vir hom te doen. Maria het spesifieke werk gehad en vanoggend kom vra hy dalk vir jou. Waarmee kan ek jou vertrou? Ek het Noag vertrou met die ark. Ek het Moses vertrou om my volk uit te lei. Ek het konings vertrou, ek het rigters gestuur, vertrou my disippels. Ek het 'n 12 tot 14-jarige dogter vertrou. Met my seun, my enigste seun, het ek haar mee vertrou. En met Jesus se geboorte, waarmee kan ek jou vertrou? Vanoggend. En dan kom ons by Josef uit. Josef word beskryf as 'n regverdige man. Eers wou hy niks met Maria te doen gehad het, hy wou die verloving in stilte verbreek het. Toe verskyn 'n engel in 'n droom aan hom. Hy glo daarin en is gehoorsaam daarin. As God vanoggend aan u en my vanaand aan u in 'n droom verskyn, sal ek sê ek glo, dit is God wat met my gepraat het. Ek is gehoorsaam aan hierdie droom. Ek sal doen wat hy van my vra. Ek sal as pa sal ek hierdie kind aanneem wat nie myne is nie. Ek sal sy aardse pa wees. Ek sal lief wees vir hom en ek sal my gesin beskerm. Jesus se geboorte het 'n beskerming by hierdie vader uitgebring, by Josef uitgebring, wat 'n pa behoort te doen. 'n Pa behoort sy gesin te beskerm, sy vrou te beskerm, sy kind of kinders te beskerm. Want Josef het weer gedroom. En hy het agtergekom, daar's vir hom gesê dat hy na Egipte moet vlug. 'n Pa het beskermend opgetree teenoor sy vrou en sy kinders en hy het hulle na Egipte toe laat vlug vir beskerming. En nadat daar vir hom gesê het, hy kan hulle weer terugbring, het hy hulle weer teruggebring. Jesus se geboorte het vir Josef geroep tot aktiewe beskerming vir sy gesin. Nie die gesin skelp of op die gesin skelp, vloek, slaan, dryf. Nie daardie dinge nie. Jesus se geboorte het by Josef 'n beskermingsdrang laat ontstaan om sy vrou wat swanger was op 'n donkie na die stad toe te neem, soos die profete gesê het en gehoorsaam was aan die wet. En daardie beskermingsdrang is sterk by Josef na vore gekom. Ons as vaders, ons as mans, en ek weet die vrouens het ook 'n sterk beskermingsdrang om na hulle kinders om te sien. Dit is wat Jesus se geboorte vandag vir 'n man en 'n vrou beteken. En weet jy, wanneer ons na Josef kyk, Josef het niks gepraat in die evangelies nie. Josef het niks gesê in die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes nie. Sy geloof is nie gemeet aan wat hy gesê het nie, wat hy niks gesê nie. Sy geloof is gemeet aan wat hy gedoen het. Ek glo in die droom, ek glo dat ek Maria moet aanneem as my vrou, my wettige vrou, my enigste wettige vrou. Ek glo dat ek na Bethlehem toe moet gaan. Ek vra vir huisvesting en ek glo dat ek my gesin beskerm deur gehoorsaam te wees om hulle na Egipte te neem. Jesus se geboorte het vir Josef beteken om in stilte God se wil te gehoorsaam. Om in stilte God se wil uit te leef. Jy hoef nie soos 'n Petrus bombasties en baie praterig te wees nie. Maar ons leer 'n groot les van Josef vanoggend, iemand wat nie gepraat het in die 4 evangelies nie, maar wat gedoen het en op God vertrou het vir wat hy gehoor het by God. Dit is soos Jesus se geboorte Josef verander het. Hy het in getrouheid
gehoorsaam, of hy was in sy getrouheid gehoorsaam aan God. En ek wil vir u sê, weet dat jou getrouheid aan die Here nie ongesiens verbygaan nie. Soos God Josef se getrouheid, sy geloof en sy stille geloof en beskerming gesien het, so sien hy ook jou getrouheid. Dan kom ons by die wyse manne. Dit is my mooi dat daar geskryf staan in so 'n boekie wat ek gelees het. Die soekers wat buig. Die soekers wat buig. Hulle het die ster gesien, hulle het Jesus gaan soek, hulle het die ster gevolg, en toe die wyse manne met hulle geskenke van goud, wierook en mirre by Jesus uitkom, het dit nie gegaan oor die goud, wierook en mirre nie. Dit het gegaan dat hierdie wyse manne, die sterrekykers, gebuig het vir 'n babatjie wat in 'n krib lê. Mense met al die wysheid wat na opgekyk is om te sien hoe slim hulle is, en as daar raad na gevra word en inligting gesoek word en antwoorde gesoek word, dan gaan ons na die wyse manne toe. Maar slegs die wyse, of selfs die wyse manne, was bereid om te kniel voor 'n baba in 'n krib wat in doeke toegedraai is. Geliefdes, is ons dan ook te slim vir Jesus, dat ons nie vir hom wil buig, dat ons wil regop staan en nie sy geboorte erken nie wil weet van die maagdelike geboorte nie, kom met allerlei storieetjies en goeders. Want jy sien, die wyse manne, het dit nie, of vir die wyse manne het dit nie gegaan oor die geskenke nie. Wat ek sien is dat hierdie mense met hulle intelligensie en hulle wysheid bereid was om te kniel voor die baba Jesus. In Spreuke 3 vers 5 en 6 lees ons, ek is tot alles in staat, deur God dat my help. Daar staan ook vir ons geskryf, vertrou volkome op die Here, moenie op jou eie insig te staat maak nie. Dis hy wat jou die regte pad laat loop. Regte pad is die pad wat die sterrekykers gekies het om die ster te volg. Dit het hulle uitgebring by die stal, dit het hulle uitgebring by baba Jesus. En nêrens het ons gehoor van die blydskap oor die geskenke of die aanvaarding van die geskenke, en ons lees dat hierdie manne gekniel het voor die baba Jesus. En is dit nie wat Josef gedoen het, Maria gedoen het, en nou ook die wyse manne nie? Wanneer ons hoor wanneer God met ons praat, wanneer ons in sy teenwoordigheid is, dan kan ons nie anders as om te luister en te kniel nie. Ek kom uit by die herders. Die goeie nuus vir die geringes. Julle kan dit maar gaan lees by Lukas 2 vanaf vers 8 tot 20. Herders was in daai tyd onbelangrik geweest. In die buitewyke het hulle nog maar rondgedwaal. Tog is God die herders, die minder belangrik is, die eenvoudiges, om die eerste ontvangers van die evangelie te wees. Die engele sê nie, luister mooi, die engele sê nie, vandag is vir die magtiges 'n koning gebore nie. Die engele sê wel, vandag is daar vir julle 'n redder gebore. En met wie praat hy? Hy praat met die herders, die eenvoudige mense wat die ander mense in die stad nie meer wou assosieer nie. Die ouens wat in die buitewyke, die engel kom na die herders toe en sê, vandag is daar vir julle die redder gebore. Hy sê nie, vandag is daar vir die magtiges 'n redder gebore nie. Dis 'n groot verskil in hierdie benadering. En vir die herders beteken Jesus se geboorte, God sien gewone mense raak. God se woord bereik gewone mense. Vir gewone mense is hierdie boodskap antwoord gedra. En sou jy dalk vandag nie lekker voel oor jouself nie. Dalk voel jy niemand het my lief nie. Dalk voel jy teleurgesteld op as 'n mislukking. Dan wil ek vir jou sê, God sien jou raak. En die redder is soveel jare gelede ook vir jou gebore. Kom en ontmoet hierdie redder en weet, jy is nie te gering om God se genade te ontvang nie.
Jy is nie te gering om die eerste te wees, om te sê, maar daar is 'n kind gebore in die stad van Bethlehem, en jy sal hom in 'n stal kry, in 'n krib wat in doeke, en hy se doeke toegedraai, wat in 'n krib lê. Die boodskap van Jesus se geboorte is aan die geringes, die eenvoudiges oorgedra. En dit sluit vir my en vir u in. Ek wil afsluit met Herodes. Hierdie selfde boodskap is ook aan Herodes gebring. En hy het nie die blye tyding aanvaar nie. Hy het verkies om in die duister te leef. Hy het hier die boodskap van daar's 'n koning vir die Jode gebore as 'n bedreiging gesien. Herodes was bekend as 'n ou wat paranoïes is en baie wreedaardig is. Dit was sy karaktereienskappe gewees. En die aankondiging van 'n nuwe koning het sy diepste vrees ontbloot. Dit was Herodes se vrees gewees. Sy vrees was gewees verlies van beheer. Ek wil ons in beheer wees. Ons noem mekaar baie keer 'n kontrolfreak. Miskien by die werk noem die mense vir jou ook 'n kontrolfreak. Ek wil alles beheer. Ek wil hou nie van as goed buite beheer is nie. En Herodes wil deur sy wette en sy optrede en sy mag alles beheer. En hier kom, en hy hoor, maar daar's 'n ander koning gebore. Dis 'n bedreiging. Ek wil nie oorgee nie, ek is bang om oor te gee, ek het 'n vrees om beheer te verloor. Maar is dit nie wat die herders gedoen het? Om nie te worry oor die skape nie, maar om te worry om gehoorsaam te wees, om na die stal toe te gaan en die engele se boodskap te gaan sien dat dit waar is nie. Is dit nie wat Maria gedoen het, ten spyte van onsekerheid en nie al die antwoorde het nie, vertrou ek op die Here. Ten spyte van Josef, wat sy eie gedagtes gehad het, en wat die wet van Moses wou navolg, was hy gehoorsaam aan 'n droom, en het geglo dat die droom waar is. En hier kom Herodes en hy sê, maar, ek wil die beheer oorgee nie. Ek wil nie sê, soos Maria sê, ek is tot beskikking van die Here nie. 'n Jong meisie, sy getuienis en belydenis is, ek is tot beskikking van die Here. Die magtige Herodes, die koning, maak staat op wreedheid en manipulasie, en wil almal doodmaak onder die ouderdom van 3 jaar oud. Kun jy sien dat die woord van die mens, dat die woord na die mens toe gekom het, onder ons kom woon het, ingetrek het hier by ons. Maar soos ons ook laas week vir mekaar gesê het, in Handelinge en in 2 Timoteus en in Handelinge, dat daar mense sal wees wat nie belangstel om die wil van God te ken nie, wat dat koppe gaan lei tot die laaste. Jesus se geboorte beteken vir Herodes, die lig het gekom, maar hy het die duisternis verkies. Ek sluit af met ons Christusfees, of gedurende ons Christusfees, met ons Christusfees, verkondig ons God se teenwoordigheid. Ons het in Matteus gelees, Immanuel, God met ons. Jesus kom na die wat wag, na die wat soek, na die wat min het, en na die wat luister. By Maria leer ons vertroue, by Josef leer ons gehoorsaamheid, by die herder leer ons verwondering, by wyse manne leer ons om oor te gee en om te kniel. By Herodes leer ons dat daar mense gaan wees wat kies om in die donkerte te leef. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Mag hierdie Christusfees ons weer leer om te wag met hoop, om te soek met oorgawe en te getuig met vreugde.